Goeiedag. Ons gaan aan met ons reeks oor die put. En ek wil nou nie teruggaan nie, want dan herhaal ek te veel. Jy moet maar gaan kyk die laaste paar weke. Dis 'n Bybelstorie oor putte. Maar vandag wil ek spring na 'n ander put. 'n Put waar 'n vrou alleen is. In Johannes 4 lees ons die storie van 'n vrou wat eenkant is. Sy is nie goed genoeg nie. Want onthou, as jy ook kyk die vorige stories, 'n put is 'n plek lankal waar die jong meisies veral, dit was hulle werk, waar die jong meisies gaan om water te gaan haal vir die familie, vir die diere. Dit was die meisies se verantwoordelikheid om met die emmers te loop en die water te gaan haal. En dan kan jy mos verbeel hoe hulle gesels en ek het so 'n bietjie gespot en gesê, ja, mans praat, meisies praat vinnig. En hulle kom haal water. Maar hierdie vrou, sy is by die put alleen. Sy is nie daar op die gewone tyd nie. Die meeste meisies het vroeg in die oggend gegaan. Sy is in die namiddag daar. Haar lewe is so dat sy nie vrymoedig is om saam met die ander vroue by die put te wees nie. Wat het verkeerd gegaan? Wel, as ons kyk na hierdie vrou se lewe, sy is 'n Samaritaan, half Jood. Die Jode was verkeerd, so snops hulle afkyk op die Samaritane. Haar naam is sleg. Sy is eenkant. Die dowes het 'n mooi gebaar. Ons doof praat van is van jy dink min. Hierdie vrou dink so min van haarself. Sy is so minderwaardig, so verkeerd, so eenkant. Dowes, ek weet, baie maal voel so eenkant. So hierdie woord is ook spesiaal vir jou, wat voel miskien, ek is eenkant. Ek is nie deel van die groep nie. Ek kan nie vrymoedig met mense praat nie. Hulle ken te skaam, my naam, my verlede is sleg. En hierdie vrou is by die put, alleen. Maar Jesus is daar. En Jesus sê vir hierdie vrou, hy kan vir haar water gee, sy sal nooit weer dors. Hoe anders? Hierdie vrou is by die put van Jakob. Ek het vorige weke gepraat oor Isak en Rebekka en die putte in hulle stories. Gaan kyk dit. En nou, hier is die put van Jakob. Dit beteken Isak en Rebekka se seun het hierdie put laat maak. Hy het hom gegrou. Hy het opdrag gegee. Jy sien, as jy 'n put grou, as jy moeite doen vir water, as jy moeite doen vir die Here, as jy moeite doen om water te kry wat groei bring, het jou nageslag wins. Hierdie vrou het nou nog wins. Sy kan nou nog water kry by die gat wat baie jare gelede deur Jakob gegrou is. Moet nooit dink, moeite wat jy doen vir die Here stop nie. As jy 'n put vir die Here gegrou het, as jy 'n plek gemaak het van teenwoordigheid, sal jou nageslag ook wins hê. En nou is hierdie vrou, sy voel in haarself minderwaardig, alleen, eenkant. Maar by hierdie put van Jakob ontmoet sy vir Jesus. En hy vra vir haar, waar is jou man? Sy wil nie daaroor praat nie. Dis vir haar sleg. Want haar storie is seer. Haar storie is een van verwerping, van nie goed genoeg. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, dis waar. Jy het 5 mans gehad. Dis soos in jou lewe. As ek nou vandag vir jou sê, ja,
Maar jy het dieselfde fout oor en oor gemaak. Ek gaan jou nooit kan vergewe. As jy jou nooit kan, jy kan nie, jy's nie goed genoeg nie, een kant. Hierdie vrou het 5 mans gehad. Maar nou sê die Here, hy gaan verder, hy sê, en die een, wat? Alweer een. Hy sê, en die een, saam met wie jy nou is nie jou man nie. Maar hoor mooi, hier by die put van Jakob, hier waar Jesus teenwoordig ontmoet vir haar, sy minderwaardig wil nie met hom praat, hy praat met haar. Sy is verbaas, Jood, en hy praat met my, man, en hy praat met 'n vrou, 'n half Jood vrou, hoe? Maar Jesus sê vir haar so belangrike ding, hy sê, jy het 5 mans gehad, maar hierdie een, kyk mooi, nommer 6 is nie jou man nie. Wat beteken dit? In die Bybel onthou altyd nommer 6 is die getal van die mens. Mens is op 6de dag gemaak. Hy sê eintlik vir haar, geen mens, geen vlees, geen eie behoefte, geen eie verslawing, geen eie my vlees, my sonde, my, sal ooit weer oor jou heers. Hy sê eintlik vir haar, dat sy word verlos van alles wat vleeslik is. En hy gee vir haar die water van die ewige lewe. Dis soos om te sê, van hierdie oomblik af sal ek vir jou sorg. So what? Jy het 5 mans gehad. 6 is nie joune nie. En ek maak jou vry. Ek gee vir jou 'n toekoms. Jy hoef nie meer minderwaardig en klein te voel nie. Wat gebeur met hierdie vrou? Sy, wat minderwaardig, slegte naam, een kant, sy hardloop na die stad. En sy vertel vir almal. En die Bybel sê vir ons in Johannes 4, dat baie mense tot bekering kom. Hierdie skaam, sleg eenkant vrou, word eintlik 'n groot evangelis, 'n groot getuiedraer van wat Jesus gedoen het. Want sy het vir Jesus by die put ontmoet, 'n put van belofte. Miskien voel jy vandag soos 'n Samaritaan, minderwaardig, nie goed genoeg. Jou agtergrond, jou storie, jy het so al geval, selfde storie. Wil ek vandag vir jou sê, Jesus wil jou vandag by hierdie put van die verlede, hierdie put waar jy alleen voel, wil Jesus vandag vir jou water gee. Dis asof Jesus wil sê, maak klaar, dis verby, dis okay. Ja, oor en oor dieselfde fout. Maar ek aanvaar jou so. Ek gee vir jou water. Vlees, sonde, foute sal nie meer jou lewe beheer nie. Sal jy vandag, miskien is jy by 'n put van sleg, van voel alleen, van eensaam. Here, ek bid vir elkeen wat kyk, dat vlees, sonde, verslawing nooit weer oor hulle sal heers nie. Omdat hulle op hierdie oomblik toelaat dat u vir hulle gee die water van die ewige lewe, u woord, u self. In Jesus naam. Amen. Sien jou volgende week.